Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die dienskneg van die mens. Voorwaar ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Johannes hoofstuk 13 vers 16. In sy lewe en lesse het Christus 'n perfekte voorbeeld gegee van die onselfsugtige bediening wat sy oorsprong in God het. God leef nie vir homself nie. Deur die wêreld te skep en alle dinge te onderhou, dien hy voortdurend vir ander. Hierdie ideaal van bediening het God aan sy seun toevertrou. Jesus is gegee om aan die hoof van die mensdom te staan, sodat hy deur sy voorbeeld kon wys wat dit beteken om te dien. Sy hele lewe was onder 'n wet van diens. So het hy die wet van God geleef en deur sy voorbeeld gewys hoe ons dit moet gehoorsaam. Jesus het oor en oor probeer om hierdie beginsel onder sy disippels te vestig. Toe Jakobus en Johannes hul versoek om voorrang gerig het, het hy gesê, elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Matteus hoofstuk 20 vers 26. In my koninkryk het die beginsel van voorkeur en oppergesag geen plek nie. Die enigste grootheid is die grootheid van nederigheid. Die enigste onderskeid word gevind in toewyding aan die diens van ander. Die verordening van voetwassing is 'n verordening van diens. Dit is die les wat die Here wil hê almal moet leer en beoefen. Wanneer hierdie verordening tereg gevier word, word die kinders van God in 'n heilige verhouding met mekaar gebring om mekaar te help en te seën. Sodat sy mense nie mislei sou word deur die selfsug wat in die natuurlike hart woon nie, en wat versterk word deur selfsug, het Christus self vir ons 'n voorbeeld van nederigheid gestel. Hy sou hierdie groot onderwerp nie in die mens se sorg laat nie. Van soveel belang het hy dit geag dat hy self, een gelyk aan God, die voete van sy disippels gewas het. Hierdie seremonie beteken baie vir ons. God wil hê ons moet die hele toneel inneem, nie net die enkele daad van uiterlike reiniging nie. Hierdie les verwys nie bloot na die een daad nie. Dit is om die groot waarheid te openbaar dat Christus 'n voorbeeld is van wat ons deur sy genade in ons omgang met mekaar moet wees. Dit was dat die hele lewe een van nederige, getroue bediening moet wees.